Goeiemôre. Ja, dis lekker om weer met julle te praat. Môre Willem, môre luisteraars. Ja, nou so die afgelope week was dit die hervormingsdag gewees. En my praatjie sluit vanoggend so 'n bietjie by hervormingsdag aan. Wat het op hervorming gebeur? En wat was belangrik en wat was die onderliggende dinge vir hervorming, vir die hervorming? My tema vir die dag is dit is net Grieks as dit nie Grieks is nie. God praat net Grieks as dit nie Grieks is nie. Wat beteken dit? Hoekom sal ek sê God praat net Grieks as dit nie Grieks is nie? Ja, miskien moet ons kyk na die uitdrukking van wat beteken dit om Grieks te praat? Wanneer sê mens dit is Grieks vir my? Mens sê dit is Grieks vir my as dit vir my totaal en al onverstaanbaar is. Nou weet julle wat is vir my snaaks? Ek het mos in die Russiese wêreld gelewe en gewoon. En toe het ek agtergekom, hulle uitdrukking vir dieselfde konsep van as iets onverstaanbaar is dit is Chinees vir my. Tlamina etiketaiski. Dis Chinees vir my as ek niks verstaan nie. Maar interessant, ek het ook gesien op die internet dat dit in Nederland so is. Vir die Nederlanders is dit ook so. Hulle sê nie dit is Grieks vir my nie, hulle sê dit is Chinees vir my. Nou, dit maak sin, want Chinees is ook onverstaanbaar, soos Grieks vir ons meestal onverstaanbaar is. Nou ja. Maar my tema is dan gebaseer op die Afrikaanse uitdrukking. Dit is Grieks vir my. God praat net Grieks as dit nie Grieks is nie. Met ander woorde, God praat net die Griekse taal as dit nie onverstaanbaar is nie. Dit is dan die tema van die oggend. Voel dit soms vir jou of God Grieks praat? In ander woorde, of God onverstaanbaar praat? Nou God praat net Grieks as dit nie Grieks is nie. Met ander woorde, die Bybel is in Grieks geskryf toe Grieks die mense se verstaanbare taal was. Maar God wil nie met jou Grieks tussen aanhalingstekens praat nie. God wil direk met jou praat. Hy wil jou taal praat. En dit het ons nou baie mooi gesien in Handelinge, nê, met die uitstorting van die Heilige Gees. Wat het daar gebeur? Daar was mense van oor van al die dele van die bekende wêreld van daai tyd. En toe staan daar in Handelinge 2 vers 11 geskryf. Ons almal het in ons eie tale van die groot dade van God gehoor. Ja, God het met elke mens in sy eie taal gepraat, sodat almal God se boodskap kon verstaan. So God praat net Grieks met die wat Grieks gepraat het, sodat dit nie Grieks is vir hulle nie. Interessant. Ons kry ook ander voorbeelde waar God met iemand in sy moedertaal praat. Julle onthou van Paulus sy Damaskus ervaring, né? Paulus was besig om die Christene te vervolg. En hy het toe na Damaskus toe gegaan. En op reis het hier 'n geweldige skerp lig oor hom gekom. En hy het 'n stem gehoor. En kom ons kyk wat sê die Bybel van hierdie stem. Dit staan in Handelinge 26 vers 14. Handelinge 26 vers 14. In die Afrikaans 83 staan daar. Ons het almal op die grond neergeval en ek het 'n stem in Hebreëus vir my hoor sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Jy maak jou net seer deur jou te verset. Wie is u, Here? Vra ek toe. Ek is Jesus, sê die Here. Dis vir my wat jy vervolg. So, alhoewel dit baie duidelik is uit die res van die Bybel uit die Nuwe Testament uit dat Paulus definitief Grieks kon praat. Hy het Griekse boeke geskryf aan Grieksprekende gemeentes en hy het in Griekeland sendingwerk gedoen. Is hy tog 'n Jood? En hy het onder Gamaliel gestudeer. Hy was 'n Hebreër en hy het Hebreëus gepraat. En hier sien ons dat God dan verkies om met Paulus in sy moedertaal te praat. Die groot lig het oor Paulus gekom en hy het vir Jesus
in Hebreëus met hom oor praat. Nou interessant, dis wat die 83 vertaling sê. Hy het 'n stem in Hebreëus gehoor. Maar die Nuwe Lewende Vertaling klink so van Handelinge 26 vers 14. Ons het almal neergeval en ek het 'n stem in Aramees vir my hoor sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Jy maak jouself net seer deur jou teen my te verset. Nou hoekom sê hulle Aramees en hoekom sê die 83 vertaling Hebreëus? En wat is die verskil tussen Aramees en Hebreëus? Nou Aramees en Hebreëus is omtrent soos Hollands en Afrikaans. Hollands, die taal wat eerste daar was, die sterk groot taal, en die mense wat dan nie meer daar in die plek gebly het waar daardie taal gepraat word nie, se taal het verander. So ons Afrikaans het ontwikkel omdat ons nie meer naby aan die Hebreëus gaan die Hollandse taal was nie. En so het die mense wat dan weggevoer is uit die ballingskap uit Israel uit, gemeng met ander mense, het ook hulle taal so bietjie begin aanpas. En hulle het 'n nuwe taal ontwikkel, Aramees. En hierdie Arameese taal het 'n sterk taal geword. En later toe Jesus hulle terug daarin Israel is, reken ons hulle het Aramees ook gepraat. Hulle het Hebreëus verstaan, maar hulle het Aramees eintlik gepraat, reken ons. Die Grieks van hierdie Handelinge 26 vers 14 sê: Lalusan pros me ka legusan ten Ibradi dialektoi. Ibradi dialektoi in die Hebreëse dialek. So nou die Hebreëse dialek is dan 10 teen 1 Aramees. So in die Griekse Bybel in die Nuwe Testament staan daar God het met Paulus in die Hebreëse dialek gepraat, as ons dit dan so direk kan vertaal, wat dan Aramees behoort te wees. Maar ek het gesê, ek praat oor die tale wat God praat, omdat dit sopas hervormingsdag was. Nou wat het aanleiding gegee tot die hervorming? Die feit dat die mense nie die Bybel kon lees in hulle eie taal nie. Martin Luther het begin om die Bybel in Duits te vertaal. Maar voor Martin Luther al, het John Wycliffe die Bybel in Engels begin vertaal. Jan Hus, ek weet nie, dit ook vertaal, en Jerome en William Tyndale het ook in Engels vertaal. Al hierdie mense het die Bybel vir hulle eie mense begin vertaal, sodat God met hulle mense in hulle taal kon praat. En dit was die onderbou, dit was die fundament, die grondslag vir die hervorming. Dis die begin van die hervorming gewees. En later het die mense dan weggebreek van die Katolieke kerk, waar daar net Latyn gepraat was in die kerk en net Latynse Bybels gelees is, en dan moes die priesters die Latynse Bybels vir die mense in Engels of Duits of ander tale vertaal. Maar hierdie eerste hervormers wat Bybelvertalers was, het die Bybel in die tale van die volk vertaal, sodat hulle self vir God kan hoor, sodat God nie met hulle Grieks gepraat het nie, of Latyn dan in hierdie geval. En ek het op my skerm so plakkaatjie wat sê, they died so we could read. Ja, hierdie mense, hierdie Bybelvertalers is almal tot die dood veroordeel en op die brandstapels gebrand, omdat hulle die woord van God in die moedertale vertaal het. So dit is die begin van die hervorming, omdat God deur hierdie mense ook met ons in ons eie taal wou praat. Nou ons sommer so tong in die kies, interessante ding. Watter taal praat die duiwel? Wat is die duiwel se moedertaal? Nou, as ons in Johannes 8 vers 44 lees, dan sien ons iets van die duiwel se taal. Nou daar staan nie moedertaal nie, daar staan die duiwel praat sy eie taal. Nou kom ek lees die NIV in die Engels, want dit is net die Engels wat dit so vertaal, dit so daarom oulik is, so tong in die kies grappie is.
Johannes 8 vers 44 in die NIV. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, dis nou die duiwel. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. So, volgens die NIV in Johannes 8:44 is die duiwel se moedertaal leentaal. Nou ja, in die Afrikaans staan daar as hy sy eie praat, sy eie taal praat, sy eie dinge praat, dan praat hy leuns. Ja, ja, dis oulik, dis sommer net snaaks dat dit op so 'n manier voorkom. Maar nou, in watter taal is die Bybel geskryf en hoekom? Dink mooi, in watter taal is die Bybel geskryf en hoekom? En dan mee saam, watter taal het Jesus en sy disippels gepraat? Nou, ek het net nou alreeds verwys na Jesus en sy disippels wat die Hebreëse dialek gepraat het, met ander woorde Aramees. Dit reken ons. Is die hele Bybel dan in Aramees geskryf? Nee. Baie min van die Bybel is in Aramees geskryf. Net in Daniël en ander paar klein plekkies is daar Aramees. Maar die hele Ou Testament is in Hebreëus geskryf. Maar toe het die mense in die wêreld het aanbeweeg en Hebreëus was nie meer 'n wêreldtaal nie en Grieks het 'n wêreldtaal geword, soos Engels vandag grootliks vir ons wêreldtaal is. En toe God sy boodskap laat opteken in hierdie latere tyd waar Grieks die wêreldtaal was, is God se boodskap in Grieks opgeteken. In die ou tyd, toe Hebreëus die belangrikste taal was, is die Bybel, die Ou Testament, in Hebreëus opgeteken. So daarom, in watter taal is die Bybel geskryf? Ou Testament in Hebreëus, omdat die mense Hebreëus gepraat het. Nuwe Testament in Grieks, omdat die mense Grieks gepraat het. So die Ou Testament is in Hebreëus geskryf en 'n klein bietjie Aramees. Nuwe Testament is in Grieks geskryf. Maar daar het 'n ander interessante ding gebeur. Nou dat die hele wêreld omtrent begin Grieks praat het, en selfs die Jode het begin Grieks praat. Soos ons Engels as 'n tweede taal praat, reken ek het hulle Grieks as 'n tweede taal gepraat. En toe het God 'n ander interessante ding laat doen. Voor Jesus se geboorte al is daardie Ou Testament wat in Hebreëus was, in Grieks vertaal, sodat dit sou leesbaar wees vir die Griekse mense. En die Nuwe Testament is toe ook in Grieks geskryf. So en ewe skielik dan het hulle 'n volledige Bybel wat in Grieks is. So ons noem hierdie vertaling van die Ou Testament wat ongeveer so 250 jaar voor Christus vertaal is, noem ons die Septuagint en dit word gewoonlik afgekondig met die letters LXX. So die Septuagint is die vertaling van die Ou Testament in Grieks wat dan sou aanpas by die Griekse Nuwe Testament sodat die mense van daardie tyd God se boodskap in hulle eie taal kon lees. Kom ek praat so 'n bietjie oor Grieks en Hebreëse woorde. Soos ek nou gesê het, die Ou Testament is in Hebreëus geskryf. Die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. In die Ou Testament lees ons dat die Messias sou kom. Lees ons ooit dat die Messias gekom het? Het jy al die woord Messias raak gelees in die Nuwe Testament? Dink bietjie mooi. Wat is Jesus? Hoe word Jesus genoem? Hy word Jesus Christus genoem. Is hy die Messias? Hoekom is hy nie Jesus Messias nie? Hoekom is hy Jesus Christus? Wat is die verband tussen Messias en Christus? Kyk na hierdie voorbeelde saam met my, dan verstaan jy dalk beter wat die verband is. Ons sal so 'n paar plekke hier uit Johannes lees en Matteus en ander plekke hier in die Nuwe Testament. So as jy wil, is jy welkom om te blaai saam met my na Johannes, toe die Evangelie van Johannes. Ons gaan van vers 40 tot vers 42 lees. Johannes 1 vers 40 tot 42. Nou dit gaan hier oor die eerste disippels wat vir Jesus gekry het.
Ek lees vir ons Johannes 1 vers 40 tot 42. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat gehoor het wat Johannes sê. En dit is Johannes die Doper. En het Jesus gevolg. Hy het sy broer Simon teëgekom en vir hom gesê: "Ons het die Messias gevind." Sjoe, het jy geweet dat dit in die Bybel staan, in die Nuwe Testament staan, dat Andreas die Messias gevind het? En dan staan daar in vers 41. Andreas het vir sy broer Simon, dis nou vir Petrus, gesê: "Ons het die Messias gevind." Dit is, as dit vertaal word, Christus. So julle sien, alhoewel die Nuwe Testament in Grieks geskryf is, het Andreas vir sy broer gesê: "Ek het die Messias gevind." Want die Messias is die woord wat hy geken het uit die Hebreëus uit, van die een wat sou kom. Maar terwille van die Grieks sprekende mense het hulle geskryf dan: "Ons het die Messias gevind." Dit is, as dit vertaal word, Christus. Want Christus is net die vertaling van die woord Messias. Christus beteken gesalfde, Messias beteken gesalfde. So ja, en daarom word Jesus dan Jesus Christus genoem, wat eintlik beteken Jesus Messias. Maar dis nie vir ons so bekend nie, omdat ons die Hebreëus en Grieks nie so goed ken nie. Goed, en dan vers 42. Hy het hom na Jesus toe geneem. Jesus het stip na hom gekyk en gesê: "Jy is Simon, die seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word." En dan staan daar, wat vertaal word, Petrus. Nou ek sal net oor hierdie praat ook. So is weer twee tale wat daar gebruik word by Simon se naam. Daar's nog 'n voorbeeld van Hebreëus in die Griekse Nuwe Testament. Johannes die Doper. Wat het Johannes die Doper gesê? In Johannes 3 vers 28. Johannes 3 vers 28. Julle is self my getuies dat ek gesê het: "Ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is." Dit is wat Johannes die Doper sê. Maar wat het die Jode verstaan? Die Jode het verstaan dat hy die Messias gevind het. In Johannes 3 vers 28 sou ons dit dan so kon vertaal: "Julle is self my getuies dat ek gesê het: Ek is nie die Messias nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is." Interessant, né? Hoe verskil dit maak. Toe ek dit die eerste keer besef het, dat hy eintlik vir sy eie mense, seker in Hebreëus of met die Hebreëse Arameese term dit sou aandui, sou dit baie interessant gewees het dat hy gesê het: "Ek is nie die Messias nie, maar ek kom voor die Messias." Ja, baie interessant. Daar's nog 'n ander interessante voorbeeld van Hebreëus in die Griekse Nuwe Testament. En dit is in Johannes 4 vers 25 en 26. Die Samaritaanse vrou by die put. Onthou, hierdie vrou was ook nie Griekssprekend gewees nie. Sy was 'n Samaritaanse vrou. Nou hulle taal is nader aan Hebreëus. So die vrou by die put het vir Jesus gesê: "Ek weet dat die Messias kom, hy wat ook Christus genoem word." Hoor wat sê sy? Sy sê: "Ja, ek weet die Messias gaan kom." En hierdie mense, hulle noem hom die Christus ook. So dit is interessant dat sy hom die Messias genoem het. So sy gebruik die Hebreëse woord en sê hierdie Hebreëse woord in Grieks beteken dit Christus. Wanneer hy sal kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar: "Dit is ek wat met jou praat." Met ander woorde, Jesus erken direk hier dat hy die Messias is. Dit is vir my baie baie mooi verwysing hierdie. So Messias is die Hebreëse Arameese term en Christus is die Griekse term. So dit is dieselfde woord. 'n Ander interessante ding, toe Jesus verhoor word voor die Joodse raad, dan staan daar hierdie woorde: "Maar Jesus het niks gesê nie." Die hoofpriester sê te vir hom: "Ek stel jou onder 'n eed by die lewende God dat jy moet sê: Is jy die Christus, die seun van God?" Maar hoor net
hoe treffend sou dit geklink het vir die Jode as ons dit so vertaal het. Is jy die Messias, die seun van God? Want dis eintlik wat hulle wou weet. Hulle was Jode, Hebreëus sprekend. Ek weet nie, miskien het hulle met hom Hebreëus Aramees gepraat. Dan sou dit baie duidelik na vore gekom het. Is jy die Messias, die seun van God? En dit is nogal 'n kwaai aantuiging, want net God is Messias en nou kom hierdie man Jesus en hy sê hy is die Messias, hy is God. Dis nogal vir my erg. Ja. So ek het net nou gepraat van Andreas wat vir sy broer Simon gesê het ons het die Messias gevind en dan vers 42 Johannes 1 vers 42 staan daar hy het vir hom gesê hy het vir hom na Jesus geneem en Jesus het stip na hom gekyk en Jesus het vir hom gesê jy is Simon die seun van Johannes jy sal Sefas genoem word wat as dit vertaal word Petrus. So wat se baie woord en tale is hier. Interessant, verwysing na dieselfde insident kry ons in Matteus 16 vers 17. Matteus 16 vers 17 en daar staan Jesus antwoord hom: "Gelukkig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie in jou bekend gemaak nie." So toe hy gesien het dat Jesus die Messias is. So Simon Bar-Jona. Nou Jona word vertaal met Johannes en Bar is die Arameese woord vir seun. So Simon Bar-Jona beteken letterlik Simon die seun van Jona of van Johannes. En dit is dan wat in Johannes 1 vers 42 uitgeskryf is. Jy is Simon die seun van Jonas. Nou Johannes en dan staan daar en jy sal Sefas genoem word. Wat beteken Sefas? Sefas beteken rots. Wat beteken rots? Rots is beteken Petrus. Wat beteken Petrus? Petrus is die Griekse woord vir rots. Ja, julle ken daai baie mooi plek in Jordanië, Petra. Nou Petra beteken letterlik rots. So Petrus is die manlike vorm vir as 'n naam. As jou naam rots is in Grieks, dan sal jy Petrus genoem word. Ja. So daar sien ons weer twee tale wat daar genoem word. Maar kom ons stap 'n bietjie aan. Watter taal praat God die meeste? Hoor my vraag. Watter taal praat God die meeste? Watter taal het God met Paulus gepraat? God het met hom Hebreëus gepraat, want Hebreëus was sy moedertaal, alhoewel hy Grieks kon praat. Watter taal het God in Handelinge met die mense gepraat? Daar staan, God het met elkeen in sy eie taal gepraat, sodat hulle die groot dade van God in hulle eie taal kon hoor. So watter taal praat God? God praat die taal wat die mense die beste verstaan. En nou gaan party mense seker vra, want julle weet ek is 'n Bybelvertaler en ek werk my lewe lank aan Bybelvertaling. En daar's duisende Bybels en daar's duisende mense wat Bybels vertaal. Dan vra mense baie keer, moet God nie net sommer Engels praat nie, dan kan almal verstaan nie. Nou kyk bietjie na die feite hierso. Ons dink Engels is 'n wêreldtaal wat deur almal verstaan word. In China word Mandarijn deur 1.1 miljard mense gepraat, né? 1.1 billion people praat Mandarijn, Chinees. In die wêreld is omtrent 900 miljoen mense wat Engels praat, maar Hindi in Indië, 550 miljoen mense praat Hindi. 500 miljoen mense praat Spaans. 450 miljoen mense praat Arabies. 280 miljoen mense praat Maleis. 260 miljoen mense praat Russies. So uit die ongeveer 7 miljard mense in die wêreld praat 6 miljard van hulle nie Engels as 'n eerste taal nie. Uit die 7 miljard mense op aarde praat omtrent net 1 miljard Engels as hulle eerste taal. Is dit nie skokkend nie? So daarom moet ons nie sommer vir almal 'n Engelse Bybel gee nie. Nee, dit gaan nie werk nie. Nou as ons hierdie redenasie wil gebruik, almal verstaan tog Engels. Nou dan gaan ek gou 'n bietjie vir jou 'n bietjie Hollands lees. Want Hollands is net so
naby aan jou taal, soos Engels vir ander mense gaan wees. Hollands gaan net so maklik vir jou wees soos Engels vir baie ander mense gaan wees. Kom ek lees Matteus 28 vers 19 en 20 in Hollands. Vir die Hollands sprekendes, verskoon my Hollands, maar ek gaan dit tog probeer lees. Matteus 28 vers 19 en 20. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat zij zich moeten houden aan alles wat ik jullie opdragen heb. En houd voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Nou, hoe maklik verstaanbaar was dit vir jou? Miskien 'n bietjie snaaks, maar ons het verstaan, meeste verstaan. Maar om die meeste te verstaan is nie goed genoeg nie. God wil hê ons moet alles verstaan. Daar's miljoene mense vir wie Engels Hollands is of Grieks is, as ons dan by vandag se tema wil bly. Met hoeveel gemak het jy die Hollands verstaan? Sou jy vir God wou raad gee oor watter taal moet hy praat? Ek dink dis nie goed genoeg as God Engels praat met almal nie. God moet almal se moedertaal praat. Soos daardie eerste hervormers dit begin doen het. God het in sy eie woord in Grieks laat vertaal. Toe Hebreëus vir daardie Joodse mense Grieks geword het, né? God het sy eie woord, sy eie Bybel, sy eie Ou Testament in Grieks laat vertaal. Toe Hebreëus vir hulle in aanhalingstekens Grieks geword het. Toe hulle nie meer Hebreëus goed verstaan het nie. So as God dit laat doen het voor Christus se geboorte al, dan dink ek is dit 'n legitimate werk wat ek doen om as Bybelvertaler te werk. Ek begin afsluit. God praat net Grieks as dit nie Grieks is nie. God wil nie hê ek wil nie hê God moet met my praat in 'n alien taal wat vir my Grieks is nie. En met miljarde ander mense moet hy in 'n alien taal praat wat nie hulle taal is nie, moet hy Grieks met hulle praat? Voel dit soms vir jou of God Grieks praat? En dit kan wees 'n paar redes wees. Die een is ek verstaan nie wat God vir my wil sê nie. Ek verstaan nie die woorde in die Bybel nie. Ek verstaan nie God se woorde nie. Ek verstaan nie God se boodskap nie. Om baie redes kan dit Grieks wees. Miskien moet jy meer lees wat God sê, meer stil raak, meer die woord lees en meer vertalings lees. Lees verskillende vertalings, want elke vertaler vertaal maar net volgens die insig wat hy het. Soos hy die teks verstaan, vertaal hy. En daarom is daar verskille in die vertalings. Maar dit alles help dat God se taal nie Grieks is vir jou nie. En miskien moet ons meer stil raak en luister wat hy sê. En ek is baie skuldig daaraan. Dit is vir my so moeilik om stil te raak. Ons sit heeldag met ons foontjies, ons sit heeldag voor die TV, ons sit heeldag voor die rekenaar, ons sit heeldag voor YouTube, ons sit redelik voor die radio. Om stil te raak en te luister wat God sê, is moeilik. En daarom bly God se boodskap baie dikwels nog Grieks vir my en vir jou. Ek sluit af. Wat gaan ek maak dat God se boodskap nie Grieks is vir my en vir die mense om my nie? My telefoonnommer is 074 419 8353. As jy my dalk wil kontak en met my oor hierdie boodskap wil praat of miskien bietjie vir my raad kan gee hoe ek dit beter kan doen of miskien vrae het oor ander boodskappe waar die boodskap van die Here, die woord van die Here vir jou Grieks is, dan kyk ons of ons dit nie vir jou verstaanbaar kan maak nie. So
Ek moet meer stil raak en luister, sodat God se boodskap nie vir my Grieks is nie. En as ek dan hoor wat God vir my sê, wat gaan ek dan doen dat God se boodskap ook nie Grieks is vir die mense om my nie? Mag die Here vir ons help dat dit so sal wees dat ons sal verstaan wat hy vir ons sê, wil sê en wat hy vir die mense om ons op mag sê. Dan sal God nie Grieks praat nie, maar hy sal net Grieks praat as dit nie Grieks is nie. Dan word hy met Griekssprekendes. Maar God met jou in jou taal praat en nie Grieks nie. Seën vir jou. Totsiens.